Goeie leierskap bepaal die rigting en uiteindelik die sukses van enige organisasie en baie spesifiek van die kerk. En ons is besig om te kyk na 7 dinge wat 1 Korintiërs 12 noem van kerke wat gesond is, dinge wat almal moet kan raak sien en weet dat dit 'n belangrike waarde is. Vandag kom ons by die 6de van die 7 en dit is leierskap, die belangrikheid van goeie leiers. Here, dankie dat ons opgewonde kan wees vandag om in die voete te kan sit van die wonderlikste leier. Ons respekteer U vir hoe U met ons werk, hoe U ons lei en leer. En dankie dat U ons vanoggend van U waardes verleer. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Voordat konings gehad het, is die land regeer deur die rigters. En die leier van die land was eintlik die hoëpriester gewees. In hierdie geval was dit Eli gewees. En een slag in die tempel kom daar 'n vrou. En hy kan sien dat sy bid, maar hy kan nie hoor wat sy sê nie. En na die drif en intensie waarmee sy bid, besef hy die vrou is dronk en hy sê vir haar, jy moet nie so bid nie. Wag tot jy nigter is, dan kom jy weer. Sy sê, ek is nie dronk nie. Ek het net hierdie geweldige hinkering en ek het met die Here daaroor gepraat. En hy dan vir haar sê, goed, in daardie geval sal die Here vir jou gee wat jy vra. Nou ja, sy het vir die Here gevra, as hy vir haar 'n kind gee, sal sy die kind aan hom wy, as hy klein is nog, as sy hom gespeen het, sal sy hom na die tempel te bring, en dan sy vir altyd daar, en hy is die Here se. So na 'n paar jaar kom sy weer met haar kind daaraan, en Eli onthou nie eers van wat gebeur het nie, en sy verfris sy geheue en sê, ek was die dag hier gewees, en jy het gesê, die Here sal na my kyk, en hy het, en hier is die kind. Die situasie in die tempel was haglik geweest, want die leiers van die land op daardie stadium was Eli en sy 2 seuns Hofni en Pinias. Hy was 'n goeie priester, maar 'n hopelose pa. Hy het 2 rebelle grootgemaak, wat nie respek vir hom vir God gehad het nie. En hierdie 2 leiers het die volk in die verderf ingevat, in so 'n mate dat mense God se stem glad nie meer gehoor het nie. Hulle het die vreemdste dinge gedoen. Hulle het byvoorbeeld in plaas van, soos hulle reg was om vleis te kry, kon in die proses waar mense offer, kon jy jou vurk as priester in die pot druk en dit wat uitkom kon jy kry en dit kon jy dan gaan eet. Hulle het gesê, nee, ons soek braaivleis, ons soek die rou vleis. En hulle het sulke stryery met mense gehad, dat die mense nooit meer gedink het aan hulle verhouding met God nie. Hulle was net besig om met hierdie 2 te veg. Verder het hulle by tempelprostituie geslaap wat daar was. En Eli het met hulle gepraat, maar hulle het nie aan hulle pa of aan God gesteer nie. En in daardie proses het hulle die volk in die afgrond ingevat, weg van God af. Dan begin God oor met 'n nuwe leier. En dit is hierdie klein Samuel. Waar hy nie eens probeer om die ouer leierskap reg te stel nie. Daar is sekere kere wat dit te korrup en te verkeerd is. Jy moet dit van die tafel vee en oor begin. En die Here het hier gekies om dit te doen. En dan lees ons hierdie gedeelte waar klein Samuel vir die eerste keer die Here se stem hoor. Eers het hy net Eli gevolg, soos 'n klein kind maar maak, hy volg sy ouer, maar toe het hy groot genoeg geword dat die Here met hom kon praat. En hoor hierdie pragtige, bekende, maar pragtige verhaal. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê, en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep. En hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n 3de keer geroep. En hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê.
En as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, die dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel, en Samuel sê, praat Here, die dienaar luister. Nou ja, toe die Here met hom gepraat oor Eli se toekoms en sy seuns, en dat hulle gaan sterf, en dan die volgende oggend het Eli vir hom gesê, vertel my wat die Here vir jou gesê het, en Samuel het toe vir hom vertel, en so het die tyd toe aangestap. Eli is dood, maar van Samuel hoor ons die volgende. Samuel het groot geword. Die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here het toe weer in Silo verskyn, want hy het hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here. Hofni en Pinehas was twee hopelose leiers, omdat hulle leierskap verstaan het as 'n posisie, 'n ereposisie wat jy beklee, waar jy in beheer van mense is, en waar jy aansien en eer moet kry. Terwyl leierskap eintlik diens is. Ek is in diens van mense, en ek moet ten spyte en ten koste van myself hulle bevoordeel. En die Here kies 'n baie besondere vrou om die toekoms te bepaal, in die vorm van Hanna. 'n Vrou wat hierdie diep kinderlike respek vir die Here gehad het. En omdat sy dit vir die Here het, vertrou hy toe 'n kind aan haar toe, en sy het nie eens tempel toe gegaan. Samuel die eerste paar jaar sy nie tempel toe nie, hy was net by sy ma gewees die hele tyd, en hy kry blootstelling in hierdie ma. En 'n mens sou dink wat 'n besondere verhouding daar moes wees tussen Hanna en hierdie kind, waar hy hierdie diep liefde ervaar, en waar hy hierdie diep respek ervaar vir haar. En dan as hy by die tempel kom hy met hierdie houding aan by twee mense wat 'n ander houding het, en dit is hierdie godlose ingesteldheid wat hulle het. En 'n mens sou dink, watter kans het Samuel teen hierdie twee belhamels, dis alleen hy en hulle in die tempel. Hy gaan soos hulle word. Maar die interessantheid is, in daardie 3 jaar, het by hom waardes gevorm wat hulle nie eens iets aan kon doen nie, al het hulle heeltemal in 'n ander rigting getrek. En dit is dan wat Samuel het vir die Here, hierdie diep respek vir die Here. En dit is wat leiers is. Leiers se werk is om mense na plekke toe te vat waar die Here hulle wil vat. Leierskap is nie iets demokraties nie. Ek doen dis nie wat die meerderheid mense wil hê nie. Dis teokraties. Ek doen wat die Here wil hê. En partykeer moet ek hulle na plekke toe vat waar hulle nie wil wees nie. En dis wat 'n leier goed maak. Dat hy mense dus na 'n plek vat waar hulle God kan raak sien en by God kan leer. As jy demokraties sou wees en vir hulle sou vra wat wil hulle hê, en mense sou sê, wel, ons wil byvoorbeeld nie meer Bybel lees nie, gaan hulle dan ophou om Bybel te lees omdat dit te moeilik is? Nee, dis nie wat die Here wil hê nie. En dit uiteindelik is die rol wat 'n leier speel. 'n Leier is in diens van sy mense. Ons sien dit in Jesus wat gesê het oor sy leierskap, dat een wat wil lei moet dien. Dis hoekom hy sy disippels se voete gewas het, dit nie gelos het maar vir 'n slaaf om te doen nie. Maar goeie leiers is ook afhanklik van goeie volgelinge. Dis volgelinge wat 'n leier maak. Jy kan so lei dat jy later niemand meer het wat jou volg nie, wat nie vir jou respek het nie, soos Hofni en Pinehas gebeur het. Volgelingskap is ook 'n besondere vermoë wat mense moet hê. 'n Respek vir leiers, 'n vertroue in leiers, 'n bid vir leiers, insig om die regte leiers te kry. En ons weet is vir ons om te beweeg, het jy leiers nodig en mense wat hulle in staat stel om te kan lei en na die plek toe te kan gaan. En een van die beste plekke waar ek dit in die praktyk gesien het, is wanneer ek en my vrou ons kar moet pak. Ek was gewoond geweest dat ek die kar pak en ek doen dit goed. Dit is te veel goed vir te min spasie, is haar goed wat so baie is. Maar ek doen wonders. Ek sit goed op plekke in dat jy nie kan glo dat dit moontlik is nie. En sy sê ook later vir my, "Sjoe, ek het nie gedink jy sal al hierdie goed inkry nie." Maar dan op 'n dag is ek nie daar nie en sy begin te pak. En terwyl sy begin pak, sy het nou al die hele eind gepak en sy het nogal ook goed gedoen, kom ek en ek begin oral te kritiseer en sê, nee, maar nie daai in plaas, jy moet eers hierdie goed insit, dan moet jy daai goed daar insit, sit daai op daai plek.
In so 'n mate dat ons glad nie gepak kry nie. Sy kry nie gepak nie omdat ek haar so kritiseer en ek kan nie pak nie want sy het nou reeds met die ding begin. En dit het 'n tyd vir my gevat om te besef, as jy kar pak, is een die leier en die ander een die volgende. As ek pak, is my vrou se werk om aan te dra. As jy raad gee, dit met baie nederigheid te doen, jy kan eintlik maar die raad los ook. Laat die een maar pak soos hy wil en jy gee vir hom aan wat hy nodig het. Toe my vrou vir my op 'n plek kritiseer en ek sê goed, pak jy, toe stap ek weg. Nee, dis verkeerde volgelingskap. As sy pak, dan help ek haar. Dan kan sy dit pak net soos sy wil, waar sy wil. Sy sit die goed in waar sy wil. En dit uiteindelik is die krag van leierskap. Leierskap beteken dat ek geag word vir wat ek is en in staat gestel word om dit te doen wat ek glo die regte is om te doen. En al sou ek dalk foute maak, is mense se vertroue in my geweldig belangrik. Leierskap word bepaal deur die konteks waarin dit is. Dis nie 'n posisie, ek is die leier en ek is die baas en ek doen nie die simpel werk nie. Die konteks bepaal die leier. So jy sal iemand kry in een konteks die leier ouderling is en hy bepaal die rigting van die gemeente en mense het respek vir hom, sê vir hom, ons bid vir julle vergadering, dankie vir wat jy vir ons doen as leier. Maar dan in 'n volgende konteks is sy vrou weer die leier, waar sy vrou byvoorbeeld verantwoordelik is vir 'n gemeenteete en sy vir hom sê, sê jy asseblief my net die goed van die kar af aandra, sê jy die vuur reg kry, en hy nie dan sê, nee maar, ek is eintlik die leier, het jy nie gereël dat ander mense dit moet doen nie. As sy dit nodig ag dat hy dit doen, dan doen hy dit, gewilliglik. Hy probeer verstaan wat die rigting is wat sy beweeg, en hy probeer dit maklik vir haar maak om by haar rigting uit te kom. En dis in die kerk belangrik. Dat ons die mense sal hê wat dink dat dit 'n posisie is wat ek beklee, en in daardie posisie kan ek doen wat ek wil nie. Dis 'n rol wat ek speel, 'n verantwoordelikheid wat ek het. En vandag as ek die leier, môre is ek die volgeling. En as ek die volgeling is, dan moet ek die leier help om 'n goeie leier te wees. Dan moet ek sy hande sterk, moet ek sy hande in die lug hou, sodat hy ons iewers heen kan vat. Mag die Here ons help om in enige konteks, of ons die leier of die volgeling is, die beste te doen, sodat ons by hom kan uitkom. Here, dankie dat u vir ons voorloop, en dankie vir die mense wat u gee. Elkeen is nodig, leiers is nodig, en ook hulle volgelinge. Help vir ons om elkeen goed te doen. Help vir ons om te vorder, en te wys dat u ons Here is, dat u die koning is, en dat u regeer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.